that song, I'm a donkey. Storytyd saam ouma Donkie is altyd vet pret. So kom klein goed, wil julle vandag se storie hoor? Nou toe, kom skuif nader. Nou ja, maats. Die vorige keer het ons mos lekker geluister hoe God die tuin van Eden geskep het. En daar het hy mos vir al die diere gemaak, in die hemel en op die aarde en in die see en die berge en die goggas en al die soorte diere, en toe het hy mos vir die mens gemaak, vir Adam nie. En toe het hy vir Adam laat lekker diep slaap en toe het hy op hom geopereer en sy een ribbebeentjie uitgehaal en hy het vir hom 'n maatjie gemaak, Eva. En saam het hulle baie gelukkig in hierdie pragtige tuin gebly wat God vir hulle gemaak het. En God het vir hulle gesê, vir Adam gesê, julle mag van al hierdie vrugte eet, maar net nie van hierdie een boom nie, nee? Julle weet mos as mamma en pappa vir ons sê, moet nou nie van daai nie, daai is sleg vir julle of dis giftig nie. So het God ook vir Adam gesê, julle moenie van hierdie boom eet nie, want as julle van hierdie boom, die boom van kennis van goed en kwaad gaan eet, dan gaan julle doodgaan. En so gebeur dit toe nou. Hier begin ons met die volgende storie. Is julle reg? Nou ja, hier gaan ons. Toe God vir Adam en Eva in die tuin van Eden geskaap het, was hulle baie gelukkig en tevrede. En hulle het geluister na God, want hy was hulle pappa, en hulle was lief vir hom, en hy was lief vir hulle, en hulle het mekaar se geselskap baie geniet. Tot eendag, daar in die tuin in, by 'n sekere boom, hoor sy 'n stem wat sê pfft. En sy wonder, wat's dit nou? En sy sien, maar dis die slang, maar sy is nie bang vir hom, want die slang sou haar nie pik nie. So sou die leeu sou ook nie byt nie, of die krokodille nie, want almal was nog vriendelik gewees met die mense, en die mense vriendelik met hulle ook. En die slang sê vir haar, nou maar wil jy nie dalk 'n stukkie van hierdie heerlike appel eet nie? En sy sê, dit lyk regtig baie lekker, maar God het gesê ons mag nie van hierdie boom eet nie, en hy sê nie. Regtig? Het God regtig gesê julle mag nie van hierdie boom eet nie? En sy sê, ja, ons kan van al die vrugte in die tuin in eet, maar van hierdie boom moet ons nie eet nie, want God het gesê, as ons daarvan eet, gaan ons doodgaan. En die slang sê vir haar, ag, God jok vir julle, julle sal nie doodgaan nie. En so besluit sy toe nou. Nadat die slang vir haar vertel het, hulle sal net soos God wees, dat sy maar van hierdie vrug kan eet. Want hoekom sal God nou nie wil hê hulle moet soos hy wees nie? Maar die ou slang is mos 'n ou liegbek, nie? God het aan die begin mos klaar die mens gemaak dat hulle soos hy is. En hierdie slang jok toe vir Eva. En sy glo hom en sy vat een van daardie vrugte. En sy hap vir hom. En dis 'n lekker vrug, man. En omdat sy so iets lekkers ontdek het,
besluit sy om dadelik vir Adam ook te gee. Adam, roep sy hom, kom proef van hierdie heerlike vrug. En Adam, sonder om te dink, vat die vrug en hy hap. En, maatjies, ag nee. Adam moes eintlik nee gesê het, nee. Hy moes gevra het van watse boom af het jy gepluk, maar hy het nie. En daar eet hulle al twee van hierdie vrugte wat God gesê het hulle moenie eet nie. En dit noem ons ongehoorsaamheid, en ongehoorsaamheid is 'n sonde. Julle maatjies het seker gehoor juffrou praat daarvan, nie? Dit is om ongehoorsaam te wees, met ander woorde om nie vir jou pappa en mamma te luister nie. Hulle albei het toe ewe skielik agtergekom dat hulle kaal is, en toe maak hulle gou-gou vir hulle elkeen 'n pakkie klere van die groot vyeblare van die vyeboom wat daar in die tuin gegroei het. En hulle kruip weg vir God, want hulle weet nou het hulle verkeerd gedoen, en hulle is bang God gaan vir hulle slaan en met hulle baie harde raas. Julle weet mos hoe is dit maatjies, nie, as ons nonsens aangejaag het. Dan wil ons mos nie dadelik vir mamma of pappa of vir juffrou of ouma of oupa sê nie. Ons wil tog nou nie pak slaai of mee geraas word nie. En dit's presies wat met Adam en Eva gebeur het. En toe dit lekker koel word in die aand, toe kom God en hy stap deur die tuin, en hy het baie goed geweet wat Adam en Eva gedoen het. En dat Adam vir Eva gesê dis haar skuld. En Eva het gesê dis die slang se skuld, en God het gesê, slang, omdat jy vir Eva gelieg het, nee, is jy vervloek. Sy sal vir altyd as sy jou sien, gaan sy op jou kop wil trap. En vrou, omdat jy nie geluister het nie, wanneer jy eendag babas moet gebore word uit jou uit, dan gaan jy baie pyn hê. O, aardetjie tog, maatjies, Eva was baie jammer. En God sê toe aan Adam, jy is ook nie vrygespreek nie, omdat jy nie geluister het nie, en nie vir Eva reg gehelp het nie. Nee, gaan jy nou vir die res van jou lewe moet werk. Jy gaan moet werk in die warm son, en tussen die dorings en takke en alles wat jou gaan krap. Jy sal baie moeilik, sal jy jou kos in die hande kry, nie so maklik soos hier in die tuin van Eden, waar jy sommer net dit maklik kan pluk. Ai, maatjies. En daar moet hulle almal nou uit hierdie pragtige tuin uitgaan. Maar God was nog steeds lief vir hulle. En hy het 'n bokkie doodgemaak, daar een van die bokkies in die tuin, en hy het die bokkie se vel laat droog word, en hy het vir hulle elkeen 'n pragtige mooi kledingstuk gemaak om aan te trek, ietsie warmers, nie, wat hulle beter sou beskerm as die ou vyeblare. En toe sê hy vir hulle, ongelukkig kan julle nou nie meer in my tuin bly nie, en moet julle nou daar op die aarde gaan bly. En God het 'n groot swaard gemaak met vlamme op, wat daar voor sy tuin op en af geswaai het, en hulle kan nie meer daar ingaan nou nie. Niemand kan nou meer daar ingaan nie. Julle, dit is so hartseer, nie? So met die tyd het Adam en Eva toe nou kinders gehad. En hulle eerste seun se naam was Kain. En hy was uit groente geplant, hy was 'n tuinier gewees. En hulle tweede seun was Abel, en hy het skape opgepas. Eendag, toe kom Kain, en hy bring vir God van sy groente as 'n geskenk, en Abel bring van sy beste skape ook vir God as 'n geskenk. God was bly gewees oor Abel se geskenk. Maar maatjies, God het nie groente gevat nie. Hy het net lewende goed gevat, so skapies, en daarom was Kain ongehoorsaam. Hy kon maar 'n skaapie by sy boetie geruil het, maar hy het sommer besluit, ag, God moet nou maar groente kry. Dis nou maar hoe dit is.
En toe raak Kain baie kwaad omdat God nie van sy geskenk gehou het nie. En toe sê God: "Maar, dis mos nie reg nie en jy weet mos dis nie reg nie. Jy weet mos jy moet 'n lewende dier gee vir my, wat jy moet slag." Kain was so kwaad. Later toe kry hy sy boetie Abel in die veld en toe slat hy hom dood met 'n hamer oor die kop. En hy begrawe hom vinnig, laat niemand kan weet wat hy gedoen het nie. Maar toe later die aand toe hoor hy God praat en God sê: "Waar's jou broer Abel?" En hy sê: "Ek weet nie," maar hy het gejok, nee maatjies. Hy het gesê: "Ek is nie my boetie se oppasser nie." En toe het God vir hom gesê: "Kain, ek weet wat het jy gemaak." En hy het gesê: "Jy gaan nie nou weer van nou af weer kan groente en goede plant nie. Jy gaan van nou af in die woestyn in moet rondswerf en sukkel om vir jou kos te kry." En ver daarvandaan het Kain toe vir hom 'n vrou gekry en hulle het daar gebly en hy het kinders en kleinkinders en agterkleinkinders en agterkleinkinders gehad en hulle stad het baie groot geword. Intussen het die familie van Adam en Eva nog gegroei. En in daardie dae het mense baie langer geleef, nie? Hulle het baie ouer geword. God het vir hulle 'n seun Set gegee. En Eva het gesê: "Hierdie seun is in die plek van Abel." En Set was 'n gehoorsame kind. En hy het 912 jaar oud geword. Dis baie oud, nee. En hy het sommer baie kinders gehad. In die wêreld het mense meer en meer lelik geraak met mekaar en het al hoe verder van God af beweeg en het mekaar seer gemaak en gelieg en bedrieg en lelike goede gedoen. En God was jammer dat hy mens gemaak het. Maar hy was tevrede gewees met een mens. En hierdie mens was Noag. Noag was een van Set se kleinkinders gewees. En God het saam met hom gestap, saam met Noag. En hy het ook 3 seuns gehad wat vir hom geluister het. En God het beplan om vir Noag te gebruik op 'n baie spesiale manier. Maar daaroor kan ek eers volgende keer vir julle vertel. Julle moet soet wees, lekker slaap, tot volgende keer.